Geliefdes, hartlik welkom vanmôre ook so in die huis van die Here. Ons gaan vanmôre lees uit Romeine 8 uit. Ons is in die Pinkstertyd, aanloop tot die uitstorting van die Heilige Gees wat dan herdenk word aanstaande Sondag. Vandag in hierdie Pinkstertyd fokus ons op hoe werk die Heilige Gees in ons harte. En die tema vanmôre is die Gees laat ons hoe langer hoe meer oor ons sonde heers. Die Heilige Gees laat ons hoe langer hoe meer oor ons sonde heers. Dit is nie 'n dadelike stop in sonde nie, maar hoe langer hoe meer. En dit is belangrik om dit te lees en te verstaan binne die liefde van God die Vader. Nou kom ons maak oop by Gesang 35. Gesang 35, ons sing ons daar as afsluiting van ons voorsang hartlik saam vers 1 en vers 2. Gesang 35 vers 1 en vers 2. Na die fotum en die seëngroet bly ons dan staande en dan sing ons Gesang 43. Gesang 43 ook vers 1 en vers 2. Slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nie laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Amen.
Geliefdes, kom ons luister dan weer aandagtig na die wet van die Here, soos wat ons dit vind in Eksodus 20 van vers 1 tot 17. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En so leer die Here vir ons uit sy wet wat die sonde is. Geliefdes, kom ons blaai dan na Psalm 130. Psalm 130, en dan kom ons ook met eerbied en respek voor die Here staan, en ons vra ook vergifnis vir ons sondes. Ons bely dit en vra ook vir hom daarvoor vergewing. Vers 2, Psalm 130, vers 2, as ons skuldbelydenis. Johannes 3 vers 36 sê: Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Daarom, geliefdes, aan almal wat met 'n ware berou en 'n opregte geloof hulle toevlug neem tot ons enigste verlosser, Jesus Christus, verkondig die woord van God, die vergifnis van jou sonde. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade in Jesus Christus verloon, verkondig die woord van God dat die toorn en die straf van die Here op hom is, solank hy in hierdie sonde bly lewe. Kom ons doen dan nou ons geloofsbelydenis, en ons bely opreg wat glo ons as kerk van die Here Jesus Christus vanmôre ook so versamel. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode,
opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, kom ons sluit dan ook aan by ons belydenis deur te blaai na Psalm 18. Psalm 18 en dan sing ons daar vers 1 en vers 14. Ons maak dan die woord van die Here oop by Romeine hoofstuk 8 en ons gaan daar saam lees van vers 5 tot vers 17. Romeine 8 van vers 5 tot vers 17. Terwyl ons dan met die woord van die Here so oop is, kom ons verenig in gebed saam. Onse God en Vader wat in die hemel is, tot U nader ons as nietige mense, verloste begenadigdes, gered uit die hand van die kwaad, verlos van die sonde, verlos van die oordeel en die wraak van God, alleen op grond van U Seun Jesus Christus, ons Here en ons God, ons verlosser, ons saligmaker, ons herskepper, wat deur U Gees, Here, ook in ons harte, ons kom vernuwe tot U kinders, vir ons weer terugtrek, en elke dag vir ons herinner, aan wat U vir ons kom doen het, en die waarde wat ons vir U het, tot redding en ewige lewe. Hemelse Vader, as ons voor U kom staan vanmôre, kan ons net voor U kom staan met dankbare harte vir hierdie werk wat U vir ons verrig het. Dankie Hemelse Vader dat ons deel mag wees hiervan. Dat U vir ons in hierdie wêreld, Here, so uitgekies het, so omvorm het, so gevorm het. Ja, Here, dat ons voor U mag verskyn, geheilig in die bloed van die Seun Jesus Christus. Ja, Here, geheilig deur die Heilige Gees, wat vir ons verbind aan U. Here, wat 'n pand, wat 'n seën, wat 'n genade. En wanneer ons dan ook vanmôre uit U woord uit gaan lees, Here, dan vra ons vir U dat U inderdaad vir ons ook sal wys,
Hoe werk U deur die Heilige Gees om vir ons al meer en meer heilig te laat lewe voor U aangesig? Dat U vir ons wil bewaar teen die sonde. En gee vir ons die genade, Here, om dit ook so te neem uit U woord uit. Spreek daarom, Here, want die diensknegt en die diensmaagd, die wil luister. Amen. Romeine 8, ons lees daar van vers 5. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars, nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders deur wie ons roep, Abba, Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus. As ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Ons gaan fokus plaas op vers 9. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Nou geliefdes in die Here Jesus Christus, die Heilige Gees is aktief betrokke by elke gelowige Christen. Daar is nie so iets soos 'n Christen sonder die Gees van die Here in sy hart nie. 'n Mens wat werklik aan Christus behoort daarom van die begin van sy geestelike lewe aan die Here. Al is so 'n persoon nog klein in die geloof soms, maak ons soos klein kindertjies foute, sal ons groei, want die Gees van God is in ons, wat ons laat groei. En ons sal ook nooit weer sonder die Heilige Gees van God wees nie. Daar is ook nie so 'n ding, dat wanneer God sy Gees gee aan iemand, hy sy Gees wegvat. In Johannes 3 vers 2, geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Ons ontvang die Heilige Gees soos pasgebore babas, maar deur ons lewens groei ons, soos wat die Heilige Gees ons voed, tot die volwassene in Christus. En daarom moet ons vra, hoe lyk die lewe van Christene wat die Gees van God het? Hoe vorm die Heilige Gees ons lewens? 'n duidelike opvoeding wat ons ondergaan is die een baie belangrike element, sondebewustheid. Sondebewustheid. Die Gees laat ons hoe langer hoe meer oor ons sonde heers. Dis 'n belangrike onderskeiding
in die geestelike groei. Hoe langer hoe meer heers ons oor die sonde deur die Gees. Nou sê vers 9, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Hier lei ons af in vers 9, dat nie alle mense is kinders van God nie. Nie alle mense het daarom die Gees van God in hulle harte nie. Uit vers 9 uit is dit dan duidelik. 'n belangrike aanduiding van of iemand die Heilige Gees het, is of hulle lewens wys dat hulle bewus raak van twee strydende eienaars binne in die hart. Daar is twee wat stry in die hart. Dit het Paulus alreeds vir ons uiteengesit in Romeine hoofstuk 7. Ons is almal by geboorte eerste diensknegte van die sonde. Diensknegte van die vlees. Maar deur die Heilige Gees wat ons dan ook ontvang, word ons al meer bewus van 'n nuwe eienaar. 'n nuwe eienaar wat ons wil help om te stry teen die sonde. Die eerste eienaar, om ons te help stry teen die eerste eienaar wat ons by geboorte het. Romeine 8 vers 10 wat ons gelees het sê, maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die Gees is lewe vanweë die geregtigheid. Calvin het dit vir ons mooi saamgevat as hy gesê het, alvorens 'n mens se hart nie deur die Heilige Gees ingestel is tot Christus nie, bly Christus deur so 'n hart werkloos. Die nuwe eienaar bly werkloos as die Gees van God nie in daardie hart is nie. Vir wie werk jy? Wie is jou eienaar? Vir jou eienaar is jy dan ook bereid om op te offer en te ly, om lyding deur te maak in die stryd teen die ander een, want die stryd duur voort. Vers 17 sê, dat mense wat die Heilige Gees het, is bereid om swaar te kry vir die Here Jesus Christus. Daar staan, en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly. Of jy ly vir Christus as jou nuwe eienaar, of jy ly vir die sonde. Of jy ly onder die sonde en jy verwerp vir Christus. Maar ly sal jy ly, want die sonde het lyding en is stryk. Maar dis beter om te luister na Christus en vry te wees van die lyding van die sonde smart. Wanneer die Heilige Gees in ons kom woon, raak ons daarom al hoe langer hoe meer sensitief vir ons eie sonde. Ons sê bewus en sensitief vir eie sonde. Eie sonde. Nie die ander een se sonde. Die ander een het sy stryd. Maar ek is besig met my stryd. Ek het die stryd teen die sonde in my hart. Ons is daarom nie, omdat ons die Gees van God gekry het, nou eerste beoordelaars van die ander een nie. Nee, beoordelaar oor myself. Vir watter eienaar ywer ek en ly ek. Maar helaas is ons fokus uiteindelik ook nie op mense wat nie die Gees van God het nie. Sulke mense sal nie verander nie en kan nie verbeter in die stryd teen die sonde nie. Bloot omdat ons dalk daarop wil aandring nie. Ons kan nie ander mense verander nie. Net die Gees van God kan dit doen. Sonde is mense sonder die Gees se eienaar. Sonder die nuwe eienaar Jesus Christus bly die ou mens, maar eintlik net die eienaar van die sonde.
En hulle sal nie weerstand bied teen so sondaar, teen so eienaar wat die sonde is nie. Verandering word slegs deur die kragtige werk van die Heilige Gees van binne gewerk. Daarom moet die Heilige Gees kom inwoon om hierdie verandering te bewerk. Laat ons daarom nie ons fokus plaas op die wat nie wil verander nie, want hulle kan nie. Maar laat ons konsentreer op ons gehoorsaamheid aan die Gees van God in ons harte. Want dis ons voorreg en dis 'n genadegawe. In die tweede plek, die Gees neem eienaarskap van sy uitverkore kinders. Want die Gees mag, deur die wat hy uitverkies, skoon gewas deur die bloed van Jesus Christus, neem hy die eienaarskap van sy nuwe eiendom, sy uitverkore kind. Vers 10 sê, maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die Gees is lewe vanweë die geregtigheid. Geliefdes, wanneer die Gees in sy uitverkorenes kom woon, sorg die Heilige Gees dat die heerskappy van die sonde oor tyd vernietig word. Wanneer God diegene herskep wat aan hom behoort, sorg hy vir hulle in die stryd teen die sonde oorheersing. Die sonde wat ons so maklik wil verstrik, die Heilige Gees help ons juis hierin. Hy gee aan hulle die krag van die Gees, sodat hulle die oorhand kan kry en behou en oorwin oor die sondes, hoe langer, hoe meer. Tog, die sonde hou egter nie op om in ons te woon nie. Die sonde hou nie op om ons te versoek nie. Net omdat ons daarteen stry, beteken dit nie ons vernietig dit finaal op hierdie aarde nie. Dit hou wel op om oor ons te heers. Dis nie meer ons eienaar nie. Om te sê die liggaam is dood vanweë die sonde, bedoel daarom ons is nie meer die passiewe slawe van die sonde, asof ons nie meer die sonde en die geregtigheid kan onderskei in hierdie wêreld nie. Ons kan nou onderskei, en daarom is ons nie meer die passiewe sonde nie, dienaars van die sonde nie. Ons bied strydend weerstand, en ons is altyd bewus van hierdie stryd. En dit beteken dat jy laat jou nie meer onbewustelik oorheers deur hierdie sondige natuur wat jy nou weet in jou is. Die Heilige Gees verlig nou jou hart om waaksaam te wees teen sonde strikke. Sonde binne ons, wat 'n begrip. Dit wat die mens, die sondaar nie altyd wil erken nie, is dat die sonde in ons is. Die sonde is nie die ander man wat my aanvat nie, die sonde is in my wat my aanvat. Sonde binne ons. Dis oor hierdie sonde in ons, dat ons as Christene ook eenmaal na hierdie liggaam moet sterf. Hoor u dit, vers 11? Dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Wanneer ons nou alreeds die Gees het, kan ons nou al stry teen die sonde op hierdie aardse wêreld, in hierdie aardse lewe. Maar ons gaan ook uiteindelik sterf. En wanneer ons weer opgewek word na die dood, gaan ons verheerlikte liggame hê. Dit beteken die sonde in ons is dan ook finaal saam met ons eerste dood na die liggaam totaal nie meer teenwoordig nie. Al sterf ons nou deur die werk van die Heilige Gees, hoe langer hoe meer ook die sonde in hierdie lewe af, sal ons eers finaal die sonde agterlaat met ons liggaamlike sterwe. Daarom is dit ook belangrik om te sterf. Anders sal ons vir ewig moes stry teen die sonde in ons.
Maar sonde sal nie in ons, binne ons, in die hemel saam met ons opstaan. Net ons liggame sonder die sonde. In die hemel is daar nie meer stryd teen die sonde in ons liggame nie. Daarom die verheerlikte liggaam. Ons ontvang nou al iets van hierdie bewustheid van die sonde in ons. Maar ons bevind ook al, daar kan nou al oorwinning wees oor die sonde stryd. Omdat Christus deur sy dood en sy opstanding dit vir ons bewys het, kan ons nou al die sonde afsterf. Ons kan nou al stry en oorwin teen die sonde, al is ons nou nog nie volmaak nie. Maar wie sal graag so vir ewig wou lewe in so 'n aanhoudende stryd? Daarom die dood van die liggaam ook as 'n finale verlossing van die sonde in ons. Paulus sê in Romeine 6 vers 14, want die sonde sal oor julle nie heers nie. Geliefdes, Christus gee aan ons die krag van die Heilige Gees om te kan stry teen die sonde en te oorwin. Daarvan raak ons al hoe meer bewus. Daarom kan ons en behoort ons as kerk van die Here Jesus Christus met die hulp van die Heilige Gees in ons nou al en elke dag weerstand te bied. Wanneer die sonde in ons oor ons wil baas trek, oor ons eienaar wil wees, om ons gedrag en ons optrede ten kwade uit te lok, kan ons weerstand bied. In die derde plek, die Heilige Gees gee leiding, is nie 'n baaskap nie. Die Heilige Gees gee leiding en is nie 'n baaskap nie, maar 'n vaderskap. Romeine 8 vers 15, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders deur wie ons roep, Abba Vader. Geliefdes, hierdie teksvers is een van die mees volwasse teksverse in die Bybel. Dit stel die geloof voor as 'n opvoeder, 'n helper, opvoedkundig. Nie dwang en dominansie nie, maar liefdevolle vaderskap leiding in hierdie stryd. Die Vader veroordeel nie sy kinders wat nou daagliks stry teen sonde en soms verloor nie. Hy lei hulle liefdevol uit sonde strikke uit. Hy troos hulle, hy versterk hulle, hy gee vir hulle leiding, want die Heilige Gees is 'n aktiewe deel van ons daaglikse bestaan. Hy het sy seun gegee as offer, nie om sy uitverkore kinders nou te veroordeel nie, maar om hulle tot redding te bring deur Jesus Christus. Waarom moet hy nog sy kinders veroordeel, wanneer sy kinders soms val en struikel? Dis 'n stryd tot ons dooddag toe. Daarom 'n vaderfiguur, 'n leidende figuur, een wat vir ons voorloop, een wat vir ons help, wat ons by die hand vat en optel. Hy gee sy gees. Waarom nie waarlik dan vir ons troos nie? As hy van hom vir ons gee in ons harte en ons binneste, waarom sal hy homself wil veroordeel? Hy is waarlik hulp vir sy kinders wat soms seer kry en sonde. Beslis is hy 'n vader en nie 'n harde baas en 'n slawedrywer nie. Ons het nie ontvang 'n gees van vreesagtigheid nie, maar van troos en hoop in hierdie vaderfiguur.
teenoor hierdie nuwe eienaar in Jesus Christus, is die sonde 'n gewetensgevangenis. Om jou daar vas te keer in vrees, en dan al ewig die bewustheid van veroordeling wat jy moet oorkom. Wat 'n angsvolle lewe. Dit dryf jou tot die verkeerde en jy gee toe en jy voel sleg, maar jy kom nie daarvan los nie, want jy's 'n slaaf, vasgevang in hierdie ou eienaar. In die vrees vir die kwaad oor jou hart. Hoogmoed is 'n stryk wat jou vaskeer om altyd eerste te sorg vir jou eie eer, sê hierdie ou baas vir jou. Sorg vir jou eie eer. Selfs al moet jy alles rondom jou vernietig, wees die slaaf. Maar as jy die Heilige Gees ontvang, dan leer God jou om al hoe langer hoe meer jouself te verloon. Jy's nie vasgevang in jou eie eer te dien nie. Om eerder ons liefdevolle Vader in die hemelse eer te soek. Hoe sensitief is ons wanneer ons eie aardse ouers, ma of pa, beledig word of sleg gesê word? Hoe gevangene moet ons wees wanneer ons die hele tyd so moet waak oor ons eie eer? Maar nee, nou het ons 'n ander Vader in die hemel. Sy eer kom nou vir ons eerste, weens die Gees in ons harte. Solank sy eer beskerm word, het ons rus en vrees ons dit nie dat ons eie eer soms skade kry nie. Nederigheid is 'n vrug van die Gees wat rus gee vir die siel. Ek hoef nie te veg en te stry vir my eer nie, maar ek moet veg en stry teen die sonde in my hart. Dis 'n ander geveg. Die ou slawedrywer is 'n harde baas. Maar u sien, hier kom Paulus en hy verduidelik hierdie nuwe eienaar as Vader. Terwyl jy onder 'n baas buig en nooit erkenning eers hoef te kry nie, het jy nou 'n kindskap. Iets anderster in hierdie nuwe eienaar. Kinders aard na hulle ouers. Kinders aard na hulle ouers. As die Gees van ons die kinders van God maak, aard ons na hom. Romeine 8 vers 14. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. 'n Kind uit die liefde vir sy ouer doen uit homself graag dit wat sy ouers van hom vra. Daar is 'n vrywillige onderdanigheid by kindskap. Jy doen nou die goeie ding omdat jy dit vrywillig doen. Nie uit dwang nie. Hierdie volwassenheid kom van God af deur sy Gees. En ons moet dit ook beslis as kinders van God, wat die Gees van God in ons harte het, onder mekaar aanmoedig. Hierdie vrywillige diens aan God, wat die Gees in ons werk, is wat vers 16 noem die getuienis dat ons aan hom behoort. Die getuienis van vrywilligheid. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Ons veroordeel mekaar nie deur sonde baaskap nie, maar lei mekaar in volwassenheid, soos die Gees van God ons lei, moet ons ook mekaar lei. Vrywilligheid is die geestelike berusting tussen 'n kind en 'n ouer. Dit is wat die huisgesin so gemaklik maak. Aan die ander kant is die dwangmatigheid wat soms 'n werksruimte, 'n baaskap so ongesellig maak.
Maar ons is 'n huisgesin. Ja, Here, ek doen wat U vir my vra, want U werk in my hart die vrywilligheid om dit te wil doen. Want U is my hemelse Vader, en ek wil dit vir U doen. U maak my hart vrywillig en gewillig deur die Gees, want U is my nuwe eienaar. En soms val ek as U kind in sonde. Maar ek weet U vergewe my, want ek is U kind. U tel my op uit my sonde uit. U lei vir my verder deur die Gees. Ek weet dit in my hart. Want U is my liefdevolle Pa, die Abba Vader, nie my veroordelaar nie. Geliefdes, nou sien ons hoe mense vasgevang is in die slawerny van eie sondige begeertes en gedrag. Hulle is eintlik slawe daarvan. Vasgekeer in die eie eer wat hulle altyd moet beskerm, terwyl die sonde dit altyd so afbreek. Gaan hulle nie ophou om dit te beskerm nie, want dit gaan hulle doelwit wees. Maar nie ons nie. Sulke mense wat vasgevang is in hulle sonde, hulle wil sondig. Hulle soek dit. En hulle wil daai vrees en daardie hoogmoed ook projekteer na ander toe. Hulle soek dit ook om dit te sien in ander se oë. Maar ons wat die Gees van God het, kan nou leer van ons eie sondige natuur en getuienis wees van 'n nuwe eienaar, van iemand anders wat vir ons vrymaak van hierdie vrees. En ons kan stry en ons kan wen, want ons het die Gees. En ons doen graag hierdie goeie vrywillig, met 'n vrymoedigheid, soos volwassenes. En so is die Here Jesus Christus, soos Calvin sê, nie werkloos deur sy kinders nie, wanneer ons stry teen hierdie sondige natuur in ons harte. Mag ons hierdie soort opvoeders wees vir ons kinders, vir mekaar in die kerk, as kerkraad teenoor lidmate teenoor mekaar. Mag ons sulke opvoeders wees, wat vaderlik, soos die hemelse Vader vir ons sorg, ook so vaderlik sorg vir mekaar. Sodat ook wanneer ons dit vir ander leer, hulle iets van die karakter van God in hulle kan leer ken. Vers 12 vat dit mooi saam. Daarom, broers, is ons skuldenaars, omdat ons dit ontvang het van die Heilige Gees af, is ons skuldenaars aan God vir ewig. Maar wat 'n heerlike skuld, want saam met dit waarin ons aan hom verskuldig is, gee hy vir ons die ewige lewe. Ons wat die Heilige Gees ontvang het, is skuldenaars om te stry teen die sonde in ons harte, want die prys is net so 'n grootse gawe. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige drie-enige God, in die naam van U Seun Jesus Christus, kom staan ons vanmôre ook voor U, met dankbaarheid in ons harte vir U Gees, wat vir ons so lei elke dag, so opvoed, so versorg. Hemelse Vader, mag ons al meer en meer, hoe langer hoe meer, stry, maar ook Here, hoe langer hoe meer, leer om soos ons Vader in die hemel, ook vir mekaar leiding te kan bied, vir mekaar te kan help, vir mekaar te ondersteun, om so ook werktuie te wees van Christus. Hemelse Vader, ons wil vir U kom loof en prys, want U werk dit in ons harte om U die eer te gee. Wat 'n wonderlike voorreg
Here, ons bid vir ons kerk. Ons bid vir elke een van ons huisgesinne, vir elke pa en elke ma, om ook hierdie vaderlike liefde van God die Vader in Jesus Christus ook so in die opvoedkunde in die huishouding uit te leef. Sodat die kinders ook kan leer hoe liefdevol die hemelse Vader is teenoor ons sondaar. Dat ons kinders ook hierin die vrymoedigheid kan kry. Hemelse Vader, ons bid so vir ons huisgesinne se omstandighede. Dat U ook, Here, dat hulle ook bewus sal word van U, die Vader wat sorg. Nie net na ons sonde stryd elke dag nie, maar ook na wysheid en insig in ons daaglikse lewe. Om ook in hierdie gebroke wêreld wat so vergrys word deur die sonde, om daarin te mag leef en oorleef en as huisgesinne te mag bestaan. Help U vir ons hierin. Gee dat ons as kerk van die Here Jesus Christus hierin staande sal bly deur die Heilige Gees se inwerking in ons harte. Die nuwe eienaar. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Liefdes, kom ons blaai na Gesang 231. Ons sing daar vers 1, 2 en 4. Gesang 231. Kom ons sing dan heerlik saam as ook ons belydenis voor die Here, vers 1, 2 en 4. Yeah.
ontvang dan nou die seën van die Here en gaan so in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.